Eksodus 27:20 lees: Jy moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer olyfolie bring, gestamp vir die lig, om die lampe gedurig te laat brand. Binne in die heiligdom was daar geen venster nie, geen sonlig het daarin gekom nie. Die enigste lig was die van hierdie goue menorah, wat stilweg gebrand het voor die Here. 7 arms uit 1 stuk goud geslaan, wat versier was met amandelblomme, maar sonder olie was daar geen lig nie. Die Here het nie sommer enige olie gevra nie, dit moes suiwer olyfolie gewees het. Die eerste olie, wat helder en skoon uit die olyf gekom het. Die beste en die eerste en die suiwerste, behoort altyd aan hom. Ons word ook met die vraag gekonfronteer: bring ek my eerste olie? Bring ons beste tyd en ons suiwer toewyding na die Here? Of probeer ons ook lig wees sonder die ware bron? Elke oggend en aand het die priesters die lampe versorg. Dit is die lig wat alles openbaar en orde bring waar chaos was, en dit maak lewe moontlik. Sonder lig kan niks groei nie. Alles word koud en dood. Wanneer Jesus in Johannes 8:12 sê, ek is die lig van die wêreld, verklaar hy dat hy die ware bron van waarheid, lewe en lig is. Soos die menorah die enigste lig in die heiligdom was, is Jesus die enigste lig in die wêreld. Ons eie insig en ons eie pogings, eie planne, is soos 'n donker vertrek, totdat die lig daarop skyn. Maar selfs die menorah het olie nodig gehad. Olie is deur die skrif 'n beeld van die Heilige Gees. Die Gees neem wat van Christus is en maak dit lewend in ons harte. Sonder die Heilige Gees bly die kennis oor Jesus koud en ver. Ons lees hier in Openbaring 1:12: Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omdraai, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Die 7 goue kandelaars word verteenwoordig deur die 7 kerke hier in Openbaring, en hulle moes ook Jesus se lig reflekteer het, net soos ek en jy. En Jesus is heeltyd besig om tussen hulle te beweeg. So is hy ook heeltyd betrokke by ons lewe, en ons moet daai lig reflekteer. In hierdie donker wêreld weet ons dat sy lig in ons kan skyn. Solank ons naby aan hom bly, kan dit in ons hart aanhou flikker. Dit is nooit uit eie krag nie, maar omdat hy self die lig is, wat nooit doodgaan nie.